Goeiedag. Baie dankie dat jy hierdie oomblik met my deel. Kom ons val in eerbetoon voor hom neer. Kom ons buig. Kom ons kniel voor die Here ons Skepper, want hy is ons God en ons is sy volk, ons is sy kudde, sy skape wat deur sy hand versorg word. Amen. Mag daar vir jou genade en vrede in oorvloed wees deur jou kennis van God en van Jesus Christus, die Here. Jy sal sien, alles sal oukei wees. Dis woorde wat ons baie keer vir mekaar gebruik. Maniere waarop ons vir mekaar gaan aanmoedig. Maar soms is dit net so, dat ons dit nogal voel, dat alles net nie heeltemal oukei is nie. Want sien, die feit van om oukei te wees, om reg te voel, om positief gemotiveerd te wees en gereed te wees binne in omstandighede, hang saam met die mate waarin ek my omstandighede beleef as verstaanbaar, beheerbaar en emosioneel sinvol. En wanneer dit nie gebeur nie, dan is dit vir 'n mens nogal regtig moeilik. En dan is dit moontlik dat 'n mens 'n bietjie in 'n krisis kan verval. Nou, by hierdie geleentheid praat ek met jou oor Maria Magdalena, wat op die opstaaningsmôre so 'n stuk lyding binne in haar lewe ervaar, dat sy glad nie weet hoe sy dit het nie. En dat sy regtig aanmoediging het, en aanmoediging nodig het, om ook vir haar vorentoe te vat, dat sy 'n positiewe getuie vir Jesus Christus ook kan wees. Wonderlik altyd is dat Jesus ons ook binne in ons lydenswêreld, in ons uitdagende wêreld kom ontmoet, om vir ons, ook in ons geloofslewe, in ons gewone menswees, verder en ook vorentoe te vat. Wil ek ook sê, dat kan 'n mens glo, selfs op daardie opstaaningsmôre, dat daar enigstens 'n bietjie lyding vir Jesus ook moes gewees het, wanneer die disippels en Maria en almal nie regtig verstaan het wat besig was om te gebeur nie, want immers voor die tyd het hy al gesê dat hy sou sterf en dat hy na 3 dae ook weer opgewek sou kon word. Johannes 20 vertel vir ons hierdie verhaal van Maria Magdalena wat vroeg in die môre na die graf toe gegaan het. Die eerste dag van die week natuurlik, die Sondag, maar die 3de dag, soos wat hulle daaroor gepraat het, nadat Jesus gekruisig is. Hy is op die Vrydag gekruisig en die Sondagmôre het Maria Magdalena die graf toe gegaan. En as sy soontoe gaan, dan is dit net waar dat die graf leeg is, dat die steen weggerol is, en sy word met hierdie gesig gekonfronteer. En die eerste ding wat sy doen is om na ander mense toe te hardloop. Sy hardloop dadelik na die disippels toe, na Petrus toe, wat die leier van die disippels was, en gaan sê dit vir hom, en Johannes is ook daar, die disipel vir wie Jesus lief is, en hulle hoor dit, en hulle hardloop ook, en gaan na die graf toe, loer in, sien, dat dit inderdaad waar is, en dan gaan hulle huis toe. Vers 9 sê in Johannes 20, hulle het nog nie die skrif verstaan, dat Jesus uit die dood moet opstaan nie. Daarna het die disippels weer huis toe gegaan. Maar dit gaan bietjie vandag oor Maria Magdalena. Een van daai vrouens wat so 'n kardinale rol binne die lewe van Jesus gespeel het. En in Maria sien ons baie keer onsself, ons eie ongeloof, ons eie sukkelgang binne die lewe, en verwonder ons ook oor hoe Jesus ons ontmoet, om ons weer te versterk. Iets van daardie ding van die Here wat binne omstandighede op 'n buitengewone manier, en soms gewoon, ook aan ons verskyn, aan ons lewe kom raak, dat ons letterlik kan sê, maar ek het hierdie ontmoeting met die Here ook belewe. Here, baie dankie dat ons uit die Bybel kan lees, en dankie dat U ons daarin kom ontmoet, om ook vir ons, soos vir Maria Magdalena, te kom versterk, dat ons ook kan vorentoe lewe, dat ons ook met hoop kan lewe. Dankie dat ons weet dat U teenwoordigheid altyd vir ons wys dat alles oukei sal wees, dat alles weer reg sal wees. Dankie vir die woord. Ons geniet dit om dit te lees. Ons waardeer die voorreg om dit te lees. En dankie dat U dit gebruik. Vandag ook in ons lewe. Amen. Nou, kom ek lees saam met jou van vers 11 af in hoofstuk 20 van Johannes.
Maar Maria het by die graf bly staan en huil. Terwyl sy huil, het sy vooroor gebuk om in die graf in te kyk. Toe sien sy 2 engele met wit klere aan, daar sit waar die liggaam van Jesus gelê het. Een waar die kop en een waar die voete was. Hulle vra toe vir haar: "Mevrou, waarom huil jy?" Sy antwoord hulle: "Omdat hulle my Here weggevat het en ek nie weet waar hulle hom nou begrawe het nie." Nadat sy dit gesê het, het sy omgedraai en vir Jesus daar sien staan, maar sy het nie geweet dat dit hy is nie. Jesus vra haar toe: "Mevrou, waarom huil jy? Vir wie soek jy?" Sy het gedink dit is die tuinopsigter en sy het vir hom gesê: "Meneer, as jy hom weggevat het, sê vir my waar jy hom begrawe het en ek sal hom daar gaan haal." Jesus het vir haar gesê: "Maria." Sy draai na hom toe en sê in Hebreëus vir hom: "Rabboni," dit beteken leermeester. Jesus sê toe vir haar: "Moet my nie vashou nie, want ek het nog nie na my Vader toe opgevaar nie. Maar gaan na my broers toe en sê vir hulle: Ek vaar op na my Vader toe, wat ook julle Vader is, na my God wat ook julle God is." Maria Magdalena het toe vir die disippels gaan sê: "Ek het die Here gesien." En sy het ook vertel wat hy vir haar gesê het. En sommer dadelik dan verstaan ons as sy dit sou sê, dat hulle wêreld ook sou verander en dat hulle weer hoop sou hê en dat hulle ook die gevoel sou kry, alles sal weer oukei wees. Wat 'n skok moes dit nie gewees het vir Maria Magdalena, wat nie alles verstaan het nie en eintlik net vanuit haar diensmotief en liefde vir Jesus vroeg op die Sondagmôre daar na die graf toe gegaan het. En as sy daar by die graf kom, dan sou sy eintlik 'n verseelde graf verwag, daar waar Jesus die Vrydag weggebêre is. Maar as sy daar kom, dan vind sy 'n steen wat weggerol is, in 'n graf wat leeg is. Van wat sy eintlik sou wou gesien het, is die graf wat toe is en Jesus wat versorg nog steeds daar is, en as dit nodig was, sy self bepaalde versorging aan hom sou kon doen. Sy het nog steeds die lewende by die dooies verwag. En intussen het Jesus opgestaan. En dit is vir haar moeilik. En as sy in die graf inkyk, dan is daar ook hierdie 2 manne wat daar sit, by die weerskante, die een waar die voete van Jesus sou gewees het, en die ander die ene waar sy kop sou gewees het. En wat vir haar vra: "Wie soek jy?" Maar sy herken dit ook nie. Binne in haar ontredderdheid kan sy nie sien wie hulle uiteindelik is nie. Beleef sy dit nie ook as goddelike teenwoordigheid, van ontmoetingsgeleentheid van die Here se kant af nie, maar is sy so besig om binne in haar verlies, die verlies van Jesus wat nie meer daar is nie, so vas te kyk. Want dit is mos maar so, dat ons 'n bepaalde verwagting het waarmee ons lewe. En wanneer ons verwagting wat ons het nie ontmoet word nie, dan laat dit ons teleurgestel. Dan laat dit ons vir 'n oomblik heeltemal ontredderd. En dan weet ons nie eintlik wat om met daardie omstandighede te maak nie. Vir haar is dit die dood van Jesus was vir haar reeds 'n massiewe verlies, want sy is een van die vrouens wat daar rondgestaan het wanneer Jesus ook gekruisig is. En nou kom sy hier by die graf en dan is die graf ook leeg. En dan weet sy nie, vir haar is die gedagte dat iemand gegaan het en sy liggaam dalk so weggesteel het, weggedra het. Die volgende oomblik gebeur daar eintlik 'n wonderlike ding. Amper wil 'n mens sê 'n stukkie epifanie, nalyding en ook by die opstandingsdag van Jesus, wanneer Jesus dan ook by daai geleentheid aan haar verskyn. En sy verwar hom eintlik maar gewoon met die tuinopsigter wat daar werk, en dink dat dit dalk hy is, die tuinopsigter wat vir Jesus weggevat het, en hom dalk iewers daar op 'n ander plek gaan begrawe het, en sy gereed is om hom te gaan haal en die nodige rituele aan hom te doen, en hom weer op die regte plek te begrawe, soos wat 'n oordentlike Jood sou wou doen. En elke keer, en hierdie vraag, vir wie soek jy? En Maria moes uiteindelik, as sy hierdie vraag gehoor het,
alreeds iets verwag het en iets anders gesien het. Want dit is nie wat soek jy nie, soek jy 'n lijk, maar wie soek jy? Want Jesus was reeds lewend en sy herken hom nie. Dis iets van dieselfde ervaring en iets van daardie selfde stukkie lyding wat ook gebeur op die opstandingsmôre in Johannes 24 of in Lukas 24 waar die twee Emmausgangers op pad terug is daar na Emmaus toe, na hulle plek toe, Kleopas moontlik en sy vrou. En hulle soen toe loop en dit ook nie weet hoe hulle dit het nie, want as Jesus ook daar aan hulle verskyn en hulle hom nie herken nie, dan loop hulle ook met hierdie situasie van ja, hy op wie ons hoop was, hy het gesterf en nou hoor ons nog dat hy opgestaan het en ons weet glad nie oor hoe ons hierdie situasie het nie, wat ons daarmee moet maak nie. So deur haar trane heen, so deur haar verlies heen, sien sy nie vir Jesus raak vir wie hy is nie. En is dit nie maar waar binne in ons eie lewe, dat ons so binne in ons eie omstandighede, binne in ons eie verwagtinge, binne in dit wat ons graag wil hê moet wees, kan vaskyk en ons verlies so intens kan beleef, dat ons nie die hoop sien nie, dat ons nie die lewe sien nie, maar gewoon vasgevang word deur dit wat vir ons besig is om met ons te gebeur op daardie oomblik. Ons is baie eksistensieel. Ons is baie bestaansmatig. Dit wat op die oomblik gebeur is belangrik, maar dit werk soms ook so intens op ons in, dat ons nie verder kan sien nie, dat ons nie meer kan onthou wat reeds in die lewe aan ons beloof is nie, dat ons nie kan 'n visie het op dit wat reeds aan ons vertel is en vorige teenwoordigheid van die Here binne in ons lewe, binne in moeilike omstandighede nie. Eers wanneer Jesus vir haar sê, Maria, dat sy hom herken en dat sy sê, Rabboni, wat beteken leermeester. En Jesus dan vir haar hierdie hoop gee, die hoop gee wat sy dadelik ook vir die disippels moet gaan vertel, dat hy opgestaan het, dat hy lewe, en dat sy nie aan hom moet raak nie, want hy het nog nie na sy Vader toe opgevaar nie. Sy kry die boodskap van hoop. Iets van daardie ding van, sien jy, alles sal weer oukei wees. Alles sal vorentoe ook oukei wees. Dis die boodskap wat Maria kry. So baie keer, dan gaan 'n mens binne in jou verleentheid, in jou uitdaging, binne in 'n situasie in. En sukkel ons om te kan put uit dit wat ons in die verlede beleef het. Want vir 'n lang tyd het sy nie saam met Jesus geloop nie, saam met hom beweeg nie. Hoe en watter intense mate het Jesus nie haar lewe reeds aangeraak in die verlede nie. Dat sy binne in daardie oomblik, dat wanneer sy daar gekom het, sy ook vanuit daardie hoop moes kon gelewe het nie. Maar vanuit haar menslikheid vergeet sy ook dit wat sy in die verlede gehoor het, en gaan dit net, word die fokus net op die verlies geplaas. En dit is wat Jesus met ons elke dag wil doen, is om elke dag vir ons moed te gee, om elke dag ons oë vir ons te kom wil oopmaak. En daarvoor gee hy vir ons sy woord, daarvoor gee hy vir ons die getuienis in ons lewe, al die jare deurheen, dat ons hoop in hom moet hê. Gee hy vir ons binne in sy woord die versekering van sy teenwoordigheid, binne in ons eie bestaan, binne in ons eie lewe, beleef ons dit hoeveel keer, dat Jesus letterlik in ons pad kom staan, vir ons bemoedig, langs ons loop, deur sy Heilige Gees by ons is. En dan kom ons by daardie oomblik, wanneer ons met geloofsoog moet kyk, wanneer ons met hoop moet kyk, wanneer ons die toekoms moet sien, dat wanneer ons ook by die dood kom, by moeilike omstandighede kom,
waar daar verlies is en waar daar hartseer is, dan kan ons partykeer ook so teen die dood vaskyk, dat ons nie die lewe sien nie, dat ons nie die toekoms sien nie, dat ons nie die oop hemel kan sien nie, dat ons nie die oorwinning van Jesus Christus kan raak sien nie. Mag die Here vandag ook vir jou in jou wêreld kom ontmoet. Hy wil vir jou sê, jy sal sien, alles sal oukei wees. En dit is wat sy vir die disippels moet gaan vertel. En dit is die getuienis vanuit ons eie lewe. Kom ons vertel mekaar, bemoedig mekaar op 'n positiewe manier. Alles sal weer oukei wees. Mense is partykeer nogal die galge manier om daaroor te praat en te sê, as jy sê, alles sal weer reg wees, sal hulle sê, Jan Brandt het dit ook gesê, maar hy het nie gesê wanneer nie. Maar ons vestig nie ons hoop gewoon op omstandighede nie. Ons vestig ons hoop op 'n lewende Here wat opgestaan het, wat lewe. 'n Here wat gelei het, maar wat die dood nie kon hou nie. En dit is nie vir ons nodig om vir Jesus elke keer weer te begrawe nie. Want en aan hom te glo net gewoon as die een wat gelei het nie, maar ook aan hom kan glo as die een wat lewe en dan ook vanuit die oorwinning heen kan terugkyk en terwyl ons in die lydenstyd is, ons in ons agterkop die hele tyd die werklikheid het, maar Jesus lewe. Here, baie dankie dat U ons in ons lewe ontmoet wanneer dit soms vir ons so moeilik en so uitsigloos is. Here, waar ons eintlik moet kon put het uit ons omstandighede uit die verlede, maar vir 'n oomblik sukkel. Here, U ontmoet ons, U openbaar ons op U self aan ons op vreemde plekke, vreemde wyse. Dankie dat U vir Maria ook ontmoet het en dat daardie getuienis van daardie vrou ook na die wêreld toe gaan. En hier, wanneer ons nou hier in die lydenstyd in beweeg, dat ons te midde van dit alles so in ons kop die heeltyd sal weet, maar die werklikheid is waar. Dis 'n lewende Here wat ons ook binne in die lydenstyd ontmoet elke keer, en dat ons, terwyl ons aan die een kant dink aan sy lyding, ons aan die ander kant seker is van die hoop en van die lewe. Ons dank U daarvoor in Jesus naam. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met jou wees en bly. Amen. Mag jy 'n lekker dag met baie vreugde hê.